Jan Hendrik Viljoen. Ja, Reageer jy nog op daai naam? baie selde. Ek moet sê, jy vang my partykeer onkant as jy dit nou in my gesig so spring. Want ek gebruik dit eintlik maar net vir formele vorme op briewe en op dokumentasie, maar selde anders. Posie, dis heerlik om in jou huis te wees. Dankie, Herman. Dit is spesiaal. Ek kry 'n gevoel van kuns en ek kry 'n gevoel van warmte en vriendelikheid. Ja, baie dankie, dis lief. Die huis het 'n vreeslike lekker gees en hy ontferm mens en dit bedien 'n klomp mense en kinders en vriende van oor die wêreld en ek het 'n wonderlike studio waarin ek werk en musiek maak en die kaggel brand hier en so ek voel ontsettend bevoorreg dat ek so 'n lieflike ruimte kan hê waarin ek kan werk. En dit mens ja, heeltyd kan skep as ek nie skilder nie, maak ek juwele of ek maak beelde, of ek verf hoenders of katte of potlode. Dit hou nooit op nie, dit bruis heeltyd in my kop. Die gedagtes en die kreatiwiteit dans rondom my. So dit is 'n fantastiese ervaring wat mens eintlik heeldag het. So ons sit hierso, jy praat van die kaggelvuur, die geknetter wat ons sal hoor, is natuurlik nie papiere wat knetter nie, dit is lekker hout wat in die kaggel brand in die begin van die winter hier in Stellenbosch. Ja. So van jy het geskryf of jou een boek wat jy vrygestel het was gewees. Ek wil vir jou vra van Windsor na Stellenbosch. Ja. Hoe het dit gebeur dat jy nou in Windsor destyds opgepak het en te besluit dat jy kom Stellenbosch toe? Ja, daai toe ek in beginjare toe ek net so begin skilder het ek as 'n vervoer-ekonoom gewerk vir Spoornet, die nasionale spoormaatskappy en toe het ek in daai tyd begin skilder en die skilderye het al hoe beter begin verkoop en toe het ek 'n groot uitstalling gehou met 100 werke in 6 van my en my vriende se woonstelle so langs mekaar en toe verkoop ek alles in een aand en toe het ek gedink miskien moet ek daai geld vat en 'n lewe daarmee gaan probeer bou. En toe het ek my werk bedank as vervoer-ekonoom en my Fox motortjie volgelaai met papietjies wat ek gehad het en 'n venterwaandjie en met 5 stukke meubels afgetrek Stellenbosch toe en 'n meentuis gehuur hierso en in die motorhuis gewoon en 3 kamers uitverhuur vir bed en ontbyt. Nie baie geld daarmee gemaak nie, dit was hard. Maar tydjie ietsie verkoop op 'n skildery verkoop van die muur af. En 'n paar maande later besef maar my geld is baie min, ek sal weer 'n uitstalling moet hou. En toe ek weer Johannesburg toe gegaan om daar te gaan uitstal en tot vriende aangebied ek kan in hulle huis kom uitstal. En toe kom daar oor die 500 mense die aand weer en ek verkoop weer 80 van die 88 werke op die openingsaand en die volgende dag omtrent die res. So en ek verkoop toe letterlik uit. En toe het ek genoeg geld om 'n deposito te betaal op 'n huis en ek koop toe 'n huis en ek maak 'n bietjie groter studio en beter kamers wat ek kon verhuur vir bed en ontbytgeriewe. En toe het gallerye my begin kontak vir werk en sistematies het dit begin groei en een ding gelei tot die volgende en toe het ek begin feeste hou. Jy weet met Oudtshoornfees en Aardklop en Decorex en later Nampo en VLI tannies besoek op die platteland en my kombi ingepak en uitgepak. En dit is harde jare in die beginjare om jou werk te vestig as iets nuuts in die mark, iets wat mense nog nooit van tevore gesien het nie. Maar oor tyd het die gesegde van bekendheid bring geliefdheid tog vir my begin waar bewys. En hoe meer jare ek daarmee besig was en hoe meer ek ingesit het in dit, hoe meer het ek begin terugkry uit dit uit. En die mense het gewoond geraak aan my as 'n kunstenaar en hulle het begin uitkyk vir my werk en hulle het my begin ondersteun en so dat ek so vandag
jy weet, sien ek dit heeltemal anders, maar as jy terugkyk op jou pad en jy dink hoe het jy Stellenbosch gekom en jy selfs die pad wat ek hier gestap het, verskillende wonings waar ek gewoon het en later galery oopgemaak het, dan lê daar soveel verhale tussenin. Ek onthou toe ek my eerste huis gekoop het in Paradyskloof, toe was die hele huis nog leeg voor ek ingetrek het, ek 'n groot kunsuitstalling daar gehou en die hele buurt was onder motors, daar was seker 1000 mense en dit was vreeslik opwindend vir die buurt dat daar so iets plaasvind in die buurt en toe het ek gedink maar jy weet, jy moet vernuwend dink oor dit heeltyd. Te later jare het ek galerytjie oopgemaak in jaar 2000, The Blue Brush. En dit was suksesvol en toe later toe kry ek geleentheid om 'n ander gebou oor kan die straat van dit te koop en maak 'n nuwe winkel en galery daar oop met die naam van The Red Teapot Gallery. En ek is nou al meer as 21 jaar wat ek daar bedryf. En dis wonderlik en nou het ek so 11 jaar terug 'n groot nuwe studio en 'n huis gebou hier op die walle van die Eerste Rivier met die naam van Maria's Manor. Dis vernoem na my oorlede moeder wat Maria se naam wat sinoniem is met gasvryheid en lekker kos en hartlikheid en so het ek dit na haar vernoem. En die huis het en my studio het 'n lekker atmosfeer, die brand 'n reuse kaggel. In die winter is dit lekker om hier te werk en almal kom sit hier rondom my, kinders kom sit en leer hier so. En so baie kreatiewe spasie en so tussen hier, partykeer werk ek in die galery, partykeer werk ek hier. Van hier af kon ek dit wêreldwyd inneem en versprei en ek het nou vandag al oor 20,000 oorspronklike werke verkoop en meer as 1 miljoen afdrukke en daar word deesdae baie produkte gemaak met die beelde van my skilderye op en dit word wêreldwyd versprei en dit vertel mense 'n bietjie meer van my storie en my verhaal en so ek is ontsettend bevoorreg dat ek vry kan werk sonder die beperking van eintlik 'n kunsopleiding wat jou soms in 'n ander rigting dalk sou gedruk het en jou kop eintlik 'n bietjie troebel kon maak met jy moet dit so doen of so doen. Ek het nooit daai invloede gehad nie. Ek het van die begin af altyd die vryheid gehad om te doen soos wat ek wil. En ek dink dit het op die einde van die dag vir my 'n groot vryheid gebring dat ek kon skep in enige rigting in sonder beperking, sonder enige iemand wat 'n duim oor my kop hou en sê jy moet dit so doen of mense gaan nie van dit hou nie of mense gaan nie van dit hou nie. Jy moet dit eerder anders doen. Ek het my nooit laat steur aan dit nie. Ek het net nog altyd gedoen waarvan ek hou en ek werk baie keer met eenvoudige goed. Blou Boom het jy al ooit kritiek gekry? Ja, definitief. Jy weet, onderwysers sal vir kinders sê, wat is sommer nonsens hierdie, wat dink jy kan 'n boom blou verf of so. Maar toe ek begin werk het ek gedink ek gaan met ou eenvoudige konsepte werk op 'n vars manier en ek het gedink as jy in die verte kyk na berge, dan sit altyd blou en pers. As jy nader kom, dan sien jy dis groen en bruin. En die verskil is die ligspieeling, die blou lig. En toe het ek by myself gedink, as soveel blou lig deur bome gaan en moet dit daaraan raak, dit moet aan die blare raak. Dis onmoontlik dat soveel blou nie dit kan aantas nie en dit het my laat dink ek moet die bome en allerlei skakerings van bloue uitdruk. En in die begin het ek nie besef dat dit so invloed op mense sou hê nie, maar dit het tog later vir my gebleik dat mense absoluut mal was daaroor en dit vir hulle goed laat sien het in 'n nuwe lig. En toe het later eenvoudige kenmerke in my skilderye geraak en ek voer dit nog steeds uit in allerlei interessante skakeringe en
pas dit aan in nuwe forme en ek het 2 jaar terug met my groot 60ste verjaarsdag uitstalling seker reuse 6 meter bome in my uitstalling gehad met reuse blou blare en volgende jaar met 'n groot nuwe uitstalling wat ek later sal neergetel gaan ek die tops heeltemal verander met draadblare wat ek gaan maak met allerlei verskillende grein, hoender, mash, met jy weet oogiesdraad, verskillende grein, fyn is, meer groter is. So ek gaan ontsettende mooi blare maak en dit aan die bome hang en dan weer hierdie groot blou bome heeltemal verander in nuwe skakerings en nuwe skepings. So ek dink dit lê alles maar net in eenvoudig in kreatiwiteit hoe jy dit sien en hoe jy dink jy kan dit aanpas sodat dit vir jou werk en dat dit by jou werk aanpas en hoe jy jouself uitdruk in nuwe forme wat tog interessant is vir mense en hulle goed op nuwe maniere kan laat ervaar en kan laat beleef en daarin is daar iets spesiaal. Ek dink Potchie is 'n geliefde persoon. Ek dink mense het lief geraak vir jou blou bome. Dit groei op mense. Van Springs af waar jy gebore is, het jou lewe 'n pad gestap as 'n 5-jarige. Ja. So toe ek 5 jaar oud was, toe het my pa 'n geleentheid gesien om die poskantoor te restoreer in Tweeling. En hy het by 'n bouhandel gewerk en hy kon die produkte goedkoper aankoop en toe het hy gedink hy kan dalk 'n winsie maak. En toe het hy die geleentheid aangegryp en toe gaan herstel hy die poskantoor op Tweeling en hy hou tevrede baie van die dorpie en sy mense en sê vir my ma, hy dink hulle moet oppak en dan moet hulle soontoe trek. En vir my was dit 'n geleentheid net voor ek moet begin skool gaan om nuwe maatjies te maak. Ek was opgewonde oor die verandering, oor nuwe stories, nuwe verhale en ek het dit gesien as 'n geleentheid om nuwe speletjies te speel, nuwe dinge te ontdek en dit was fantasties. Dit was so vry, dit was wonderlik, het in die strate gespeel en later toe was dit kort geknip want die skool het al hoe kleiner raak, minder mense, minder kinders, soos 'n klein dorpie en toe het die skool afgegradeer na graad 9 toe wat destyds nou 7 was en ek moes weggaan en toe het ek 'n geleentheid gehad om Pilroos toe te kom in Stellenbosch waar my neef skool gegaan het. Ek het aansoek gedoen. Eers nie plek gekry in die koshuis nie, net in die skool en toe later wel in die koshuis waaroor ek baie bly was. En dit het my wêreld verander. Dit het vir my toegang gegee om te word wie ek wou wees. Wat 'n fantastiese geleentheid was. Natuurlik het Pilroos die wonderlike sertifikate gesien van eerste in atletiek en tweede in tennis en dit en dat, maar soos jy hulle kry 'n sportster. Maar dit was diep as hulle teleurstelling toe ek by die eerste swemgala omtrent 'n hele lente na die laaste ou aankom. En maar toe maar op die ou en dit alles uitgewerk. Ek is 'n groeps sportpersoon en hierdie spanne gaan tot by die F-span, jy weet. So daar's plek eintlik vir almal. So ek kon maklik iewers inpas. Ek moet vir jou sê ek is bly jy het nie die sportloopbaan gevolg nie, dat jy wel die kuns gevolg het want kyk wat se bydra jy tot die mensdom maak. Ja. Ek dink dit gaan daaroor as mens kyk na kunsontwikkeling, dan moet mens besef daar is maar net 'n handvol mense in die wêreld wat dit kan deursien om dit na heeltemal nuwe vlakke toe te vat elke jaar. En mense wat besef hulle wil uitstyg bo wat hulle dink hulle kan doen. En daai dryf in jouself om nie net vir jouself te bevredig nie, maar ook om vir iemand anders iets moois te wys en te skep en in mense se lewens te verander op 'n manier. Daai dryf is 'n baie spesiale iets wat nie elke persoon het nie. En ek dink as jy iets van dit gekry het in die lewe, is jy baie bevoorreg. Potlode het 'n sterk simboliek in jou lewe. Absoluut.
Ek glo elke persoon kry 'n stelletjie potlode by die Here en daarmee moet jy jou lewe lei en jy moet jou potlode van waarde ag. Jy moet besef dat dit wat jy in jou hand het ontsettend spesiaal is en dat dit vir jou gegee is om jou lewe makliker te maak, voller te maak, ryker te maak. En jy het ook 'n opdrag eintlik om dit nie net vir jouself te gebruik nie, maar ook vir die medekind of die medepersoon langs jou om daai persoon se lewe ook te verryk daarmee. En ek kan nie met jou potlode werk nie en jy kan nie met myne werk nie. Elke ou kan net met sy eie potlode werk. En as ek sê baie keer vir kinders, as jy goed is met atletiek, dan moet jy vinnig hardloop en die maatjie wat stadig is langs jou ook 'n bietjie help om vinniger te raak. As jy goed is met wiskunde, doen wiskunde, maar help die maatjie wat sukkel langs jou ook om bietjie vinniger op te tel en vinniger te maal en te deel. En dan gaan die lewe vir jou mooier en mooier raak. As jy verstaan hoe die potlode in jou boksie werk en jy kan hulle begin gebruik, dat hulle sin maak en dat jy kan iets daarmee kan skep, dan raak die lewe pragtig voor jou. Groente en vrugte het 'n baie spesiale plek in jou lewe. Ja, absoluut. My pa was 'n groenteboer in hart en murg en been. So ons het van kleins af het ek met dit groot geword en ons het 'n groentewinkel gehad, ons het vir die mark verbou, ons het pakkies gemaak in die aande vir die volgende dag vir die televisie. Ons was nie toegelaat om televisie te kyk sonder om te werk nie. So dit sit iets binne in jou lyf van verantwoordelikheid. So nie net ons nie, ook die maatjies wat by ons kom televisie kyk het. Ons moes almal werk. En dit het jou iets geleer van verantwoordelikheid en om saam te verbou aan iets vir 'n gesin, om mee te werk vir die breër welvaart van die gesin. En ek dink dis alles lewenslessies wat ek tot vandag toe nog kan dra. Ek het elke middag 'n mandjie groente gepak en dan die dorpenaars gaan verkoop aan die huise se deure geklop. Tannie wil nie 'n kop kool koop of 'n slaaikop koop of tomaties koop of dit of wat nie. Dit leer jou om vriendelik op te tree, om 'n gesprek te voer met mense, om te kyk hoe die persoon by die deur oopmaak se gemoed. Moet jy 'n bietjie ophelder, moet jy saam lag, moet jy saam huil. Jy reik uit na mense, jy sien omstandighede raak, jy daar lê soveel begrippe in daai eenvoudige taak van 'n jong seun met 'n emmer vol groente wat so stap van huis tot huis. En ek dink dit is lewenslesse wat jy nie kan koop nie, jy moet dit maar eintlik net oor tyd versamel. Maar dit is baie spesiaal. In daai jaar wat jy dit doen, is dit nie altyd lekker nie. Jy wil eintlik saam met jou maatjies speel en jy het nie daai vryheid nie. Jy het net werk. Maar nou jare later dink ek anders daaroor. Ek besef die gift van dit alles, dat ek dit kon ervaar en dat ek iets daaruit kon leer en dat dit vir my 'n ander mens gemaak het wat op 'n ander vlak na mense kyk, na hulle omstandighede. Hoe kan jy betrokke raak by mense? Hoe kan jy hulle help met wat jy het in jou hand? Ja. Potjie, ek dink miljoene mense het jou seker gevra en ek ken nie die antwoord nie. Ek wou nie gaan kyk wat die antwoord is nie en dit is die naam Potjie. Dit het ek op Paul Roos gekry, toe ek hier aankom toe is ek in 'n ontgroeningsprogram en my senior, die matriek wat soort van aan my toegedeel was, het toe na my gekom en gesê maar hy moet vir my 'n bynaam gee. So hy gaan begin deur te vra wat doen my pa. Toe sê ek my pa is 'n groenteboer en ons het 'n groentewinkel en 'n kafee. En toe sê hy, nee, dis net Portugese wat dit doen. Ons noem jou sommer onmiddellik Portugees. En na 'n week toe roep hy my in te sê hierdie Portugees naam is 'n bietjie lank vir hom. Hy gaan dit sommer afkort na Potjie toe. Toe dink ek wel, dan neem ek nou my spelling, dan raak ek nou maar Potjie en toe gaan skryf ek 'n paar maniere Potjie uit en ek besluit daai lyk vir my interessant en toe begin ek dit gebruik. En toe ek nou later begin skilder het ek gedink dis 'n naam met 'n storie en dis wat ek gaan gebruik. Mense gaan dit sien, hulle gaan dit weer hoor of sien, hulle gaan besef hulle was al in kontak met dit. En dis hoe dit alles gebeur het. En dit is eintlik baie mooi. Toe ek verlede jaar my boek
vrygestel het, het ek die senior wat my die naam gegee het ook genooi na my boekbekendstelling toe en vir hom 'n kopie gegee en hom bedank vir die mooi naam wat hy my gegee het. Ek moet sê ek sal nog 'n paar handdoeke se rekening inbetaal het vir daai naam. So was baie spesiaal, ja. Ja. Jou kunslewe alhoewel jy op skool reeds gevoel gehad het, tekeninge en so aan, maar tog het op Paul Roos was daar nie kuns nie en jy word toe bekend gestel aan kuns en jy doen jou eerste kunswerk wat kleiwerk was. Yes. Dit het gebeur deurdat 'n kind wat saam in die ontgroeningsprogram was. Ek het hom net iets gaan vra in sy kamer en toe sien ek maar sy kamermaat sit en maak kleipotte. En ek vra toe vir hom, maar wat doen jy? Toe sê hy, nee, hy neem kuns as 'n vak. Toe sê ek, maar ek het nie besef Paul Roos bied kuns as 'n vak aan nie. Toe sê hy, nee, maar nie Paul Roos nie, hier is 'n kunstskool op die dorp met die naam van P.J. Olivier Kunstsentrum. En dan kan jy kuns neem daar as 'n vak en jy kan een van jou vakke dan laat vaar by Paul Roos. Toe sê ek, maar wat het jy laat vaar? Hy sê geskiedenis. Ek sê, dit klink my wonderlik. Want ek neem geskiedenis, maar ek is nie vreeslik lief daarvoor nie. Ek sal veel pragtigste klein vaas in 'n vorm van 'n groen peper russie, jy weet. En toe dink ek, maar dit is absoluut wonderlik en ek sê, bel my ma en ek sê, maar ek kan kuns neem, maar dit kos R10 in 'n jaar en ek het net R5 gehad of sy vir my kon nog 'n R5 kan stuur en sy doen dit en ek stap met dit R5 so toe en ek vra vir hulle of ek nie dit as 'n volvak kan doen nie. En hulle sê normaalweg moet jy eers 'n aanlegtoets skryf, maar omdat jy so ontsettend 'n mooi potjie gemaak het die eerste dag, sal hulle my onmiddellik aanvaar. En dit was my toegang tot kuns. En wat my wonderlik was, want ek besef dit was mense wat my pad verander het op my lewe, dat ek moes kom vandag waar ek nou is. Was dit nie 'n mooi verandering nie? Potjie, ek ken iemand wat in jou Windsor dae, toe jy nog so begin skilder het, net begin het en daar onder die afdakke uitgestel het. Ek ken iemand wat baie mooi skildery, bietjie anders styl as hierdie en wat jy nou tans doen. Vir R300 gekoop het en 3 vooruitgedateerde checks vir jou gegee het, kan jy dit glo? So dit was jou werke in daai tyd. Het jou styl baie verander van jou eerste werke? Ek het baie ryker geraak en ook grower terselfdertyd. In die beginjare werk jy baie meer fyner met jou verf, want jy het nie baie verf nie en dis duur en jy spaarsamig. So jy het net 'n paar basiese verskillende kleure, jy moet dit baie meer meng. Vandag het ek 'n baie groter verskeidenheid verf op my beskikking, so ek kan baie meer royaal werk met dit en dit bring ook weer 'n ander dimensie in jou skilderye in. En maar het is tog lekker om sulke stories te hoor, want daai skilderye, ek weet presies wat 'n skildery dit is en ek dink dit is minstens R50.000 werd vandag. So dit het baie opgegaan in waarde en ek is so bly vir mense wat in die beginjare vir my ondersteun het en daai skilderytjies van R80 en R100, R300 en R500 gekoop het. Hulle het almal sit eintlik op 'n potjie goud. Maar die mense wat my werk koop het dit met hulle hart ook gekoop en baie min van hulle wil dit verkoop. Hulle hou vas daaraan ongeag die waardevermeerdering. Al kan hulle baie meer kry, is dit vir hulle spesiaal en hulle hou vas daaraan en die kinders raak groot met dit en hulle wil dit graag erf en later in hulle huis hang. So ek werk met 'n ontsettende mooi sirkel mense. Die mense wat my werk koop is meestal heel binnekant, dis mense wat givers is, wat die lewe mooi maak vir ander mense rondom hulle. Hulle gee goed weg, hulle gee geskenke, hulle weet Sunny hou van my werk en hulle sal vir haar 'n kaartjie koop of 'n sak met my ontwerpe op, of 'n potstaander of afdruk of enigiets of 'n tydjie oorspronklike skildery as hulle vermoëns het. Die mense wat van my werk hou is baie vrygewig en hulle maak die omgewing rondom hulle mooi vir ander mense om te geniet.
So ek werk met 'n ontsettende mooi sirkel mense en daai sirkel het net groter en groter en groter geraak oor die jare. 2 jaar terug by my 60ste verjaarsdagsuitstalling was dit oor die 9500 mense wat my uitstalling besoek het. Oor die 450 mense uit die buiteland ingevlieg vir die uitstalling. So. En baie mense uit die noorde en van Namibië. En die mense het dit ontsettend geniet om te sien hoe jy ontwikkel het oor die jare en die nuwe goed wat jy elke keer uitsit en vir hulle wys en met hulle deel. En jy betrek hulle en jy maak jou reis deel van hulle reis en hulle raak deel van jou van die materiaal en die fiber in jou materiaal. So ek is ontsettend bevoorreg dat ek baie kon reis, dat ek baie dinge kon ervaar, dat ek verskriklik baie mense kon ontmoet in my lewe en nog steeds en dit bring 'n rykheid vir my mee wat geld nie vir jou kan eers meer vergoed nie. So ek is regtig so dankbaar dat ek nog steeds voor my eers kan sit en ek kan skep en ek kan beelde maak. Ek maak pragtige bronsbeelde van die figure uit my skilderye uit en ek maak baie juweliersware en ek maak objekte en deesdae vloei my werk uit in 'n reuse magdom van gebruiksartikels wat wêreldwyd versprei word. Dit rol nou reusagtig uit in Europa, in Amerika, en Kanada en Japan en so vir my elke dag is eintlik 'n ontdekkingsreis om te sien wat gebeur met my goed. Hoe vat die mense dit in verskillende wêreldhoeke in, hoe hulle praat oor 'n servet op tafel wat hulle uitsit van jou werk of 'n papierbord of 'n plekmaatjie en aan gesprek aan tafel sal hulle dit bespreek en besluit wie wat die mooiste en so dis altyd gesprekke wat vorm en dit is my ontsettend mooi. Ek hou van eenvoudige stories en verhale hoe dit vorm. Jy weet, die blommeverkopers, ek werk nou hier in 'n skildery met blommeverkopers en dit gaan oor dat blommeverkopers is versamelaars van stories. Daar's altyd stories wat by hulle voete rondloop. Hulle vra vir jou wie is die blomme en hoe gaan dit met Susan wat laas so siek was wie die blomme gekoop het en jy weet so hulle maak verhale op en hulle skep iets uit niks uit nie. En ek wat van so klein dorpie afkom soos tweeling moes ook iets skep uit niks uit nie en dit het my gegrond en dit het my geleer, jy moet net die potlood gebruik wat jy het en kyk wat kan jy skryf met dit en watter kleure kan jy by mekaar sit om iets spesiaals te vorm en dit is genoeg, dit is wat die Here vir jou gegee het en as jy dit gebruik, dan lê daar vreugde in en ek dink daar lê seën in en ek dink dit maak sy hart ook bly as hy sien dat dit wat hy vir jou gegee het, jy ten volle gebruik of gedeeltelik gebruik en iets daarmee maak, dan voel ek, jy weet, jy het iets bereik. Potsie, dit wat ek hoor vandag en mense kan luister en kyk en sê maar, Potsie praat baie oor wat hy bereik het, maar ek sien dit glad nie so nie en ek dink ook nie die publiek daar buite gaan dit so sien nie, want die rede is dat ek ervaar jou persoonlikheid, ek ervaar jou as 'n persoon wat gee, wat omgee en wil deel. En dis hoekom jy so opgewonde raak oor wat daar buite gebeur, né? Absoluut, nee, definitief. En jy weet, ek is betrokke in my gemeenskap, ek is betrokke by skole, ek is betrokke in opleiding, ek het met my laaste uitstalling het ek 'n reuse kunskompetisie uitgeskryf vir graad 1 kindertjies, 500 graad 1tjies in die dorp van 5 verskillende skole, van die welafskole, van die agtergeblewe skole, 'n hele mengsel. En daardie kinders moes almal 'n skildery van my oorteken en ek het dit alles opgeplak in die voorportaal van my uitstalling en kinders en hulle ouers kon dit kom besoek en hulle kom my uitstalling besoek. Ek het vir elke kind in hierdie dorp en by elke skool het ek 'n gratis toegangskaartjie gegee om die uitstalling te kom ervaar en net die groot omvang van dit te kon sien en te beleef
en dat hulle kan droom, dat ek ook net 'n klein seentjie van die platteland was wat 6 jaar oud was, wat kon droom, jy kan iets maak van jou lewe en op 'n manier sistematies daarby kan uitkom, jy weet. En jy weet nie elke dag hoe gaan dit loop en hoe gaan jy dit vorentoe vat nie, maar jy hou net aan en hou aan droom en as jy weer kyk dan sê jy 'n stappie verder en jy besef jy het iets hoër bereik en jy het iets bymekaar gesit wat jy 'n paar jaar terug nie gedink het jy sou kon doen nie, maar omdat jy glo in daai potlode wat jy het en jy gebruik hulle, dan begin hulle werk vir jou en jy kan iets daarmee doen wat amper vir jou self soms verras, jy weet. So en ek dink dit is die vreugde in dit alles, dat jy iets van dit kan ervaar. En ja, jy weet ek het 'n foundation opgerig wat hopelik na my dood, jy weet, nog van hierdie joy kan sprei aan 'n klomp kinders vir opvoeding en vir geleerdheid en ek het besef in my lewe, jy kan nie die hele wêreld verander nie, maar jy kan net ietsie doen. As elke net so ietsie meer doen as wat jy hoef te doen, dan maak dit 'n verskil aan iemand. En ek weet nie as altyd of jy daai verskil gaan sien nie, maar dis op 'n manier 'n pay it forward. Jy weet, so jy doen dit en jy glo iewers gaan dit vir iemand iets beteken en 20 jaar later doen daai persoon weer iets verder vir 'n volgende persoon. En so as mens half in so 'n eenvoudige stelsel glo in die basiese goedheid van die mens, dan ervaar mens ook iets moois van dit. So en ek dink dit bring ook vir jou vreugde. Ek glo dat 'n ou net 'n trekkie, een trekkie voor die ander een moet neersit. Potjie, dink jy daar word genoeg gedoen in Suid-Afrika in die ontwikkeling van kuns by ons jeug? Ek glo daar word iets gedoen, maar ek dink daar kan baie meer gedoen word. Want jy kan byvoorbeeld in lande soos Finland doen kinders baie min fisiese skoolopleiding in hulle laerskool daar. Hulle speel meestal en hulle maak kuns en hulle skep. En as jy kyk in China hoe die kinders geleer word om te skep en vaardighede geleer word, dan staan ons ver agter met hartseer gesê. So ek dink daar's definitief altyd nog plek vir verbetering. En jy kan, dit is nie iets wat ek per se kan alles oplos nie, maar soos ek sê, al gee jy net 'n potlood en 'n liniaal en 'n pen uit vir 'n graad eentjie wat dit nie het nie, dan sit jy iets in sy hand waarmee hy kan iets begin doen. Hy kan begin teken daarmee, hy kan begin skryf daarmee, hy kan begin kennis opdoen daarmee. En kennis is mag. En so as jy enige vorm van opleiding in watter manier bied aan 'n kind, dink ek verbrede daai kind se hele wêreldvisie en sy opleiding as mens. En as jy kan skep en kan mooi maak rondom jou, nie net vir jouself nie, maar ook vir die persoon langs jou, dink ek is dis iets anders wat gebeur binne in jou as rand en sent. Ek dink dit is emosies wat ontsluit word en ons het 'n wonderlike ervaring gehad met die kunsprojek wat ek met die graad eentjies gedoen het. Ek het die skole besoek, ek het vir hulle vrae gevra, ek het vertel van my lewe en van hoe ek groot geword het as kind en gedroom het dat ek iets sou doen met my lewe, nie heeltemal geweet het hoe dit gaan uitspeel nie, maar net besef het ek wil 'n verskil maak. Al is dit net aan een persoon se lewe in my lewe, of as dit meer as een kan wees, dan is dit nog beter. En baie van die kinders wat ek mee gewerk het in 2 jaar terug, toe ek hulle busse gereël dat hulle dit alle aanry na my uitstalling, toe hulle die uitstalling kan. Ek het nog nooit eens in 'n bus geklim nie. Hulle was nog nooit in so 'n uitstalling nie.
Hulle het nog nooit so iets ervaar nie en hier sit hulle skilderytjie opgeplak in die voorportaal van so 'n uitstalling en hulle kan dit sien en hulle kan ervaar en hulle kan dink dit is iets fantasties. Ek het dit gedoen en kyk waar se hang my werk hier voor waar almal verbystap en dit sien en dit lig daai kind op en miskien verander dit net een kind uit 100 of 200 of 1000 se lewe, maar dit gee daai sprankel hoop dat as daai man dit kan doen, kan ek dit dalk ook doen. Want baie jare terug was hy ook net 'n seentjie van 6 jaar soos ek. Daar het 'n seentjie voor my kom staan en hy was van 'n laerskool Stellenbosch en sy skilderytjie was vir my die mooiste van sy skoolsinne en ek het dit gesien, ek het die naam onthou, Laurens Du Plessis. En hy kom staan die Sondag na die opening voor my en ek sê, seun, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Laurens, oom. Ek sê, is jy Laurens Du Plessis? Hy sê, ja, oom. Ek sê, hang jou skilderytjie voor? Ja, sê hy. Ek sê, Laurens, kom gee vir my druk. Hy sê, ek sê vir hom, weet jy dat jou skilderytjie uit jou hele skool vir my die heel mooiste was en dat jy die eerste prys in jou skool gaan wen. Hy sê, regtig oom, ek kan dit nie glo nie. Ek sê, ja, dit was my pragtig. Ek sê vir sy pa, jy moet hom eendag bring dat hy saam met my kom verf. Hy sê, die kind sal dit verskriklik geniet. Hy gaan terug na sy ma toe, hy sê, die oom Potjie sê, ek gaan die eerste prys en sy sê, ag, hy sê, dit seker maar vir al die kinders, jy moet nie te veel waarde aan. En toe wen hy die eerste prys. Hy sê, ek sê vir mamma, dit was die mooiste, jy weet. En toe het hy nou so 'n maand terug by my kom skilder en hy het dit so geniet en dit was nou al 'n opvolg op daardie dag en sy ma sê dit het sy wêreld verander, jy weet. Dit was vir hom net so 'n incredible dag. So dan dink jy baie keer is dit net so een act of kindness wat iemand kan aanraak en hulle heeltemal op 'n nuwe pad kan sit met hulle lewe. En mense hoop altyd jy kan iets van dit ervaar en iets van dit uitvoer. Potjie, ek dink, het jy ooit daaraan gedink dat filosofie moontlik 'n groot deel van jou lewe uitmaak? Ek weet niks van filosofie af nie. Wel, ek het 'n filosofiese gesprek saam met jou vandag ervaar, want jy het definitief daardie kwaliteite ook. Baie dankie. Ja. Potjie, baie dankie. Ons kan vir baie lank gesels, maar die probleem is, die radioprogram is net 3 ure en ek gaan 6 ure nodig hê. Maar dit is heerlik om jou te gesels. Wat 'n voorreg om jou in persoon te ontmoet. En dat ons in jou huis toegelaat kan word. Kyk uit volgende jaar vir Massa Media vrystellings vir my reuse nuwe uitstalling Potjie 63, want ek word 63 en ek is in 63 gebore en ek gaan 'n absolute spesiale uitstalling weer in die stadsaal van Stellenbosch hou in November volgende jaar.